Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here innig dankbaar dat ons vanmôre opgewek is. Ons dank die Here dat hy ons deur nog 'n baie moeilike en uitdagende week gedra het, maar ook 'n week waarin sy bewarende hand vir ons sigbaar geword het. Hy het ons oor die paai heen bewaar, het ons deur elke donker en onbekende nag gedra. Die Here het vir ons vars en verkoop en nie op laat staan, die nuwe dag tegemoet te kan gaan in sy naam. En kan ons sê geloof sy die naam van die Here dag na dag draai vir ons. Nou vriende, vanmôre gaan ons bietjie kyk na 'n baie interessante en 'n baie bekende gedeelte eintlik in God se woord. En ons gaan bietjie vanmôre kyk na die gedagte, God kan enige een red, al meen ons nie so nie. Nou soos jy weet, leef ons in 'n baie goddelose land, 'n bose land. Ek wil vir julle sê vriende, ek dink Suid-Afrika het nog nooit in hulle lewe soveel bose, goddelose, onheilige leiers gesien nie. Hulle is vervuil in ons regering, in ons polisie, in ons justisie, in die kerke, op kweekskole. Ek wil vir u sê, lyk vir my of die leiers die visse vrotkop is, wat besig is om deur te syfer na die hele land en elke struktuur en elke organisasie in hierdie land aanraak. Dit lyk net vir my asof die sluise van ongeregtigheid oor hierdie land oopgegaan het, en as ons kyk hoe lieg ons staatspresident vir ons, hoe lieg die ministers, die generaals in die polisie, ag vriende, die kerkleiers, die boosheid waarmee ons gebombardeer word. Dan dink ons by onsself, maar waarheen is alles op pad en is daar enige hoop nog vir ons? En ag vriende, dan wil ek u neem na een van die goddelose leiers. Ek wil amper sê hy is die mees goddelose leier gewees wat die volk Israel gehad het, en dit was die man koning Manasseh gewees. Nou vriende, koning Manasseh, baie interessant, sy pa was die heilige en godvreesende koning Hiskia. As jy die Bybel gaan lees hoe Hiskia die Here gedien het, dan slaan jy jou hande saam as jy dink aan waar Manasseh vandaan kom. En dit kan vir jou tot troos wees. Miskien is u iemand wat die Here dien en volg en u kinders is goddeloos. Dan wil ek vir u sê, hou moed, God is in beheer. Dit beteken nie omdat jy die Here dien, jou kind gaan noodwendig die Here dien nie, maar ons bid daarvoor, ons roep na die hemel daarvoor. En ons sien in die lewe van koning Manasseh, vriende, dat hy op 12-jarige ouderdom begin regeer het. En hy het 55 jaar hierdie volk van God regeer. Die langste koning of die langste regering van 'n koning oor die volk Israel en Juda. En ag vriende, is vir my baie belangrik dat ons dit raak sien. Hierdie goddelose man was so boos dat hy alles wat sy pa ingestel het en waarvoor sy pa gestaan het, afgebreek het, lynreg teenoor dit opgestaan het. Dit laat my so dink aan die hedendaagse Dr. John Piper, 'n heilige man van God, en sy seun poog met alles in hom om dit wat sy pa inglo te weerlê en sy pa te probeer belaglik maak. Mag God hom genade gee, dat hy voor stok gebring sal word en die reddende genade van God sal smaak. Maar kom ons kyk gou na koning Manasseh se lewe. Die Bybel sê vir ons, hy het op die hoogtes laat offer. Met ander woorde, hulle het afgodsoffers gebring op die hoogtes. Hulle het Baal-offerhandes gebring. Vriende, die Bybel sê vir ons, daar was gewyde pale wat hulle vir die afgod Asjera gemaak het. Hulle het die tempel ontheilig deur altare te bou vir die son, maan en sterre. 'n Beeld van Asjera was in die tempel van God geplaas. Die Bybel sê vir ons, hulle het kinderoffers gebring. Hulle het letterlik kinders aan Molek geoffer om hierdie God tevrede te stel. Hy het toordery, goolery, waarsêery, dode besweerders en soveel onskuldige bloed in hierdie land vergiet, dat hy bekend staan as die mees goddelose koning wat ooit geregeer het in Israel, en sy regeringstermyn was die langste van enige koning in Israel. Nou kan ons vir onsself vra, maar hoekom het God hom nie sommer uitgesorteer hier aan die begin nie? Hoekom het sommige ouens baie vinnig gesterwe en ander ouens het 55 jaar geregeer soos hy? Vriende, ek het nie altyd die antwoord vir u nie, maar al wat ek vir u kan sê, die verborgde dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge vir ons en ons kinders. En kom ek lees vir u hoe die Here hierdie goddelose man met al sy offers en hoe hy die tempel ontheilig het deur altare van afgode daarin te bou, en hoe hy deur kinderoffers en alles by die Here uitgekom het. U kan miskien vir my sê, maar Gerard, jy het dit seker nou mis, hierdie so goddelose, bose man kan by die Here nie uitkom nie. Kom ek lees gou vir u. Manasseh was 12 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het 55 jaar in Jerusalem geregeer. Dit is 2 Kronieke 33. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel verdrywe het. Nou praat hulle van al hierdie sondes wat ek vir u genoem het, oor die Baals en die altare wat hy gebou het. En die Bybel sê vir ons, hy het self sy seuns deur die vuur laat deurgaan.
moet golery hom besig hou, dode besweerders. En jy kan dit gaan lees, nou sê vers 10, en die Here het met Manasse met sy volk gespreek, maar hulle het nie geluister nie. So in 55 jaar het die Here profete gestuur, waarskuwings gestuur, en hy wou nie luister nie. Nou sê vers 11, daarom het die Here die leerowerste van die koning van Assirië oor hulle gebring, en die het Manasse met hakke gevang, en hom met koperketTINGS geboei, en hom na Babel vervoer. En u en ek kan dink, dis goed, dis sy verdiende loon. Hierdie ou moet eintlik sommer doodgemaak word. Die boosaard, kyk hoeveel boosheid het hy in hierdie land gebring. Dit sal ons redenasie wees, dit sal ons gesindheid wees, dit sal my en jou optrede wees, want ons raak so kwaad vir mense wat meer boos is as ons, en ons vergeet baie keer ons eie bose hart, dat ons ook in sonde ontvang en gebore is. Ja vriende, ek stem saam met Manasse, en ek stem saam wat in ons regering aangaan, ons land aangaan, die boosheid eskaleer net, maar luister, ons is in dieselfde bootjie, ons almal word onder die oordeel van God gebore, en dieselfde genade wat my en jou gered het, red ook mense soos hierdie. Hoor wat sê vers 12. Maar in sy benoudheid het hy die aangesig van die Here sy God om genade gesmeek, en hom diep verootmoedig voor die aangesig van die God van sy vaders. Dis wat vers 12 vir my leer. En die Bybel sê, en hy tot God gebid, en God het hom verhoor, en as sy smeking geluister en hom na Jerusalem in sy koningskap teruggebring, toe het Manasse erken dat die Here God is. Vriende, as ek hierdie woorde lees, slaan ek hoendervleis uit van kop tot tone. Dan kom daar opgewondenheid in my hart oor die God van hemel en aarde, die skepper God, wat hierdie man voor sy voet kon verdelg het, en tog toe hierdie goddelose, bose Manasse in sy benoudheid na die Here roep, toe hoor die Here hom, die Here red hom, die Here gee hom 'n nuwe hart, 'n nuwe lewe, en hoor hoe sy optrede verander. Die Bybel sê vir ons, en daarna het hy 'n buitemuur vir die stad van koning Dawid gebou, westelik van Gion, in die dal van die ingang na die vispoort. Die Bybel sê vir ons, en hy die vreemde gode en die afgodsbeeld uit die huis van die Here verwyder, ook al die altare wat op die berg van die huis van die Here in Jerusalem gebou het, en het buitekant die stad gegooi. Vers 16, en die altaar van die Here weer opgerig, en daar dankoffers en lofoffers gebring, en aan Juda bevel gegee, om die Here die God van Israel te dien. Vriende, is dit nie vir u kosbaar nie? Raak u nie opgewonde as u hierdie goed lees nie? En dit gee vir my en vir jou hoop vir hierdie goddelose regering van ons, hierdie goddelose polisie en justisie, hierdie bose regters en landdroste wat op ons op die banke sit en boosheid en goddeloosheid laat aangaan. Dit gee vir ons hoop vir die goddelose dosente by die kweekskole wat die jong studente se koppe draai, dat hulle eintlik uitgaan om die wêreld te mislei in plaas van na die Here te lei. Dit gee vir my soveel hoop dat daar nog vir ons 'n kans is in hierdie land, dat God 'n verandering kan bring. Want u sien, as God 'n leier se hart verander, dan kom daar verandering in die volk, onder die mense, in die daaglikse omgang en leefwyse. Daarom moet u en ek nie moedeloos raak nie. God kan enige een red, al meen ek en jy nie so nie. Maar nou wil ek vir jou vra, wat vanmôre luister, is jy al gered? Vergelyk jy jou heeltyd met die goddelose president in ons land en sy goddelose kabinet, en die goddelose dosente op ons kweekskole, en die goddelose polisie generaals en die in die weermag, en die bedrog en die boosheid en die korrupsie wat plaasvind? Vergelyk jy jouself met hulle en sê, maar ek is daarmee te sleg nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, die Bybel sê, kyk, in ongeregtigheid is ons gebore, en in sonde het ons moeders ons ontvang. Ons almal is in dieselfde bootjie, ons word gebore onder God se toren. Party se sonde eskaleer en neem sekere forme aan. Party mense doen sonde so onder die dekmantel dat niemand dit weet nie, maar voor God staan ons skuldig. Daar's net een manier hoe elke mens gered moet word. Dis uit genade, deur geloof, op grond van die bloed van Christus aan die kruis. Hy, die regverdigheid in die plek van die onregverdige gesterf. Ek vra jou vanmôre, het jy al by die kruis kom kniel? As jy vanmôre kind van God is, dan weet jy, ons is nie sonder hoop nie. Ons hoop is geanker in die beloftes, dat die Here kom soek en kom red het die wat verlore was. Vriende, mag die Here genade gee. Mag ons vanmôre moed skep, en mag ons bid soos nog nooit van tevore, dat die Here hierdie goddelose leiers van ons sal red, maar dat ons as gereddes 'n getuie sal wees na buite, dat die Here ook deur ons lewens siele sal bereik vir sy koninkryk, en eer sal bring op sy naam. En ag vriende, dat Christus verhoog en verheerlik sal word in alles. Baie groete vir u, mooi daggie, en ons praat weer later. Sien mekaar Sondag as die Here ons spaar.
Berei jou hart voor vir die erediens en mag die Here ons seën met sy waarheid. Tada.